Welkom terug hier by die kanaal De Rugby Guru en vandag het ons 'n spesiale gas saam met ons hier in die ateljee. Dit is natuurlik Dylan Maart van die Griquas. Dylan, hoe gaan dit vandag met jou? Ja, Johan, gaan lekker in self. Nee wat, ons klaar nie. Just like, wat 'n voorreg om jou hier op ons kanaal te hê. Soos ek 'n bietjie vroeër vir jou genoem het, dit is die onderhoud waarvoor ek seker nou al die langste verwag. Maar hier is ons nou en soos jy sê, alles gebeur op die regte tyd, né? Ja, nee, 100% Johan. Kyk, soos ek ook gesê, soos jy ook nog pas gesê het op die regte tyd. So hier is ons nou. So ja, laat ons wegval in die mense laat geen nie meer mense meer laat wonder of so waar is hy is. Ja, nee. Ja, Dylan, baie welkom hier by die Rugby Guru. Dit is lekker om jou hier te hê. Die meeste mense wat jou ken jou as een van die mees opwindende vleuels in Suid-Afrika tans. Die afgelope 2 jaar was ongelooflik vir jou. Jy het die SA beker gewen, die Currie beker, jy was by die Stormers en daar wag ook nou 'n nuwe hoofstuk na die Currie beker vir jou natuurlik by die Bulls, maar vandag wil ek 'n bietjie anders gesels. Ons gaan nie te veel fokus op die stories wat die mense al klaar gehoor het nie, maar eerder oor jou as mens, jou rugbyloopbaan, jou ontwikkeling en waarna jy uitsien. So, kom ons begin deur vir die mense wat jou dalk nie so goed ken nie. Wie is Dylan Maart? Ja, Johan, Dylan Maart is maar 'n boerling uit die Wellington in die Weskaap in. Een van 4 kinders, 'n ouer broer en 2 jonger sissies. Ja, wat maar sy pad van fabriekswerker, taxi-guard, fabriekwerker na rugbyveld gevind het. So ja, dit is maar in 'n nutshell wie Dylan Maart is. Ja, dis 'n ongelooflike storie natuurlik en ek wil graag hê jy moet net kortliks met ons kykers deel. Hoe sou jy jou kinderdae en grootword jare beskryf het? Ja, kyk, dit was nie van die maklikste nie. Maar baie uitdagings gehad soos ek opgegroei het. Baie terugslag gehad in my lewe. Natuurlik, maar ek dink dit is buite beheer se buite dinge wat ons nie beheer oor gehad het daai tyd nie. Maar kyk, as ek vandag terugkyk op hoe ek groot geraak het en al sal ek sê dat ek dink hoe ek groot geraak het met omstandighede waarin ek kom, het my actually die mindset gegee om nooit op te gee in die lewe nie. En nou kan ek actually daai hoofstuk skryf en nog hoofstukke byvoeg tot dit. Veral soos ek jou gesê waarvan ek kom, it's like dat dit my met die pad vir my bietjie makliker gemaak vorentoe. Nie maklik in die sin dat ek moet werk vir waartoe ek op pad wil wees en waartoe ek nou op pad is nie. Maar in die sin van daai ek weet nie om dit actually te sê om dit nou in Afrikaans te sê, hy etter te gee, daai mindset van jy kan nie opgee in die lewe nie. Maak nie saak waarvan jy kom of hoe jy groot geraak het nie. Daar's altyd 'n doel vir jou in die lewe in en as jy droom, sal jou droom eventually waar word, maar ek dink jy moet actually die harde werk insit vir jou droom om te realiseer op die einde van die dag. Ja nee, dit is natuurlik baie waar. Sê my Dylan, waar het jou liefde vir rugby begin? Ja, kyk, ek het maar altyd in die sypaadjie, in die pad daar by die huis, het ons altyd maar 'n bietjie touch rugby gespeel in die reën, en ek het natuurlik met ouer manne in die pad gespeel. En ek dink dit is waar die liefde actually begin ontwikkel het, om teen ouer manne te speel en kompeterend te wil wees, verstaan, om my drieetjie te wil druk. Jy's nou die kleinste daar so, maar jy wil ook maar 'n punt bewys vir die ouer manne om te sê like, ja nee, kies vir my, laat ek ook speel, laat ek ook saam met die manne speel. En in die begin is dit ons maar 'n bietjie moeilik. Die manne sê nee, hulle wil nie vir jou nuus span hê nie, want jy moet maar nou 'n groentjie. Maar dis waar die liefde begin het. Ek dink baie min mense ken van touch rugby in vandag se lewe. En van in die pad speel en net om kind te wees, actually vergeet baie mense, jong manne vandag, en dit is actually waar dinge actually vir jou begin, verstaan? Ja, nee, ek kan definitief saam met jou stem met dit. Ook baie touch rugby gespeel in die straat langs die sypaadjie saam met my broers en saam met vriende, so ek weet presies waarvan jy praat. Dit was natuurlik 'n wonderlike gevoel, daardie tyd wat jy, soos jy genoem het, jy staan daar so, jy speel saam met die groter kinders, jy wag om jou beurt af te kry. Is dit waar jy sal sê jy jou spoed ontwikkel het wat jy vandag het? Nee, kyk, ek het altyd so 'n grappie wat ek altyd maak. Hulle sê mos as jy bang is hardloop jy net vandag. So ek het actually op laerskool was ek actually atleet geweest. Het so 'n bietjie atletiek gedoen,
rugby gespeel natuurlik. Maar destyds het ek nog op laerskool was daar mos nie in die ouderdomgroepe van onder 8, onder 9, onder 10 speel nie actually posisies nie. So jy kry maar net die bal en almal is so rondom mekaar en as jy 'n gaatjie kry, kyk jy maar hy ook gepus om te hardloop om die 3 te gaan druk. En ek dink soos ek maar opgegroei het ek maar so bietjie spoed gehad op laerskool. En ek weet nie actually waar dit begin het nie, maar ek dink my ma was ook baie atleties geweest. So miskien het ek maar ietsie van haar so geërf. Ja, nee, kyk. Jy het nie die tipiese skool en akademie roete gevolg wat baie ander professionele rugbyspelers gevolg het nie. Voel jy daardie pad het jou op 'n manier sterker gemaak as rugbyspeler vandag? Ja, en kyk, ek het natuurlik matriek gemaak. Actually baie min mense wat dit weet. Ek het actually as mense my vra wat se vakke op skool gedoen het en ek sê wiskunde en fisiese wetenskappe het ek gehad en biologie. Dan begin die mense altyd dinge regtig as sê ek ja, dit is die vakke wat ek gehad het. Maar ek wil actually toe ek op skool het ek het soos 3 beroepe gehad dat ek actually my kop gehad het. Dit was ek wil onderwyser geword het, of 'n dokter, of 'n chemical engineer. En 'n prokureur natuurlik. Dis die 4 goedjies wat ek in my kop altyd gehad het dat ek wil word. En ja, soos ek gesê het, omstandighede het my nog gemaak dat ek dit nie natuurlik gemaak het in daai vlak in akademiese hooi nie. Maar ek dink die rugby gedeelte was ook was 'n droom, ek dink as 'n tiener en as 'n jong seentjie. Maar soos jy mos nou ouer raak en dan begin jy mos nou te wandel van jou drome af en weg te beweeg. En jy raak 'n bietjie onseker oor wat jy actually wil doen in jou lewe. En dan volg jy maar verskillende paadjies en ek is net bly eventually dat ek 'n keuse gehad het en 'n keuse kon kry om die droom wat ek as 'n kind gehad het nou te kon uitleef. Ja, soos ook gesien het, jy het die Kruiwenweek gespeel of SA skole rugby en daai tipe goedjies nie, jy weet, dit is wat vir 'n jong man gesê word, jy weet, jy begin by jou skool, jy gaan speel Kruiwenweek, jy gaan universiteit, jy speel Varsity Cup, jy word dalk raak gesien vir die SA skole span. Jy het nie dit gehad nie. So, hoe het jy daai droom lewendig gehou? Ja, dit het actually 'n bietjie moeiliker geraak toe ek nou eventually hoërskool toe gaan. Ek dink almal weet nou al die storie al wat ek dan al baie gedeel het al. Dat ek kon nie actually rugby speel nie omdat daar was nie vir my die finansiële ondersteuning vir my om rugby te kan oefen op hoërskool nie. So ek het maar 'n bietjie cricket gespeel op hoërskool tot in my matriekjaar en ek het maar rugby net gelos want dit was vir my like ek kan nie alles op een tyd doen nie, verstaan? En ek dink actually dat na skool het ek weer 'n bietjie rugby begin speel en weer net daai opgewondenheid om 'n rugbybal te kan vat en op 'n rugbyveld te kon wees, het my net weer laat besef, miskien vat God jou weg van jou drome af op 'n sekere stadium in die lewe want hy sien dit is nie wat jou aandag nou ver gee. En hy bring dit weer terug na jou toe soos jy ouer raak en jy's meer verstandig en jy kan beter besluite en keuses maak in die lewe. En ek dink na skool het ek dit begin doen en ek dink net na skool het ek gespeel 'n bietjie klub rugby begin speel en ek het so by Hillcrest United gespeel destyds en ek was toe gekies in dieselfde jaar om toe natuurlik my Boland het gat te verteenwoordig aan die ouderdomsgroepe. En ek dink daai het net so 'n bietjie van 'n saadjie weer begin plant in my om te sê eers maar miskien kan jy maar so 'n bietjie maar nee, die droom was toe daar, maar dit het nie vir my gevoel like as 'n groot droom nie. Dit het vir my gevoel like okay, vat dit maar stap vir stap en waar jy nou op die oomblik is, vat dit maar geniet dit en whatever na dit gebeur maar. Ja, dit is so. Wanneer het jy begin glo dat professionele rugby werklik moontlik is? Ek dink ek het 2019 het ek vir Hillcrest United gespeel. Ek dink dis ja, en daai jaar toe kry ek sportman van die jaar, meeste drie, speler van die jaar, meeste punte in ons spanne en toe ek nou al die toekennings kry daai jaar en ek word uitgenooi na 'n Boland elite groep toe, elite squad toe wat hulle noem, soos amper soos 'n voorbereiding om in die Boland Cavalier span te kom, so dis amper soos 'n ontwikkeling. En ek oefen toe daar saam met hulle en eventually in 2020 begin kry ek 'n kontrak toe by die Boland Cavaliere. En soos ek die kontrak kry, het ons hier die kans gehad om actually rugby te kon speel, want COVID kom toe.
En die jaar gaan toe verby en as niks rugby nie en jy begin maar nou te fokus op my werk weer om te sê want daar moet 'n inkomste natuurlik by die huis wees. So ek val toe weer van die drome want ek dink alles gebeur met 'n rede. COVID is nou so as niks wat ons daaraan kan doen nie. En eventually in 2021 sê hulle rugby gaan 'n bietjie weer voortgaan. Ons begin toe weer aan te sluit onder leiding van coach Rendel Modiba en coach Frans September. Daai tyd by Boland. En ons speel toe die eerste divisie, maar daai tyd is daar mos nog nie meer skare wat kan kom kykie. En ek onthou nog my eerste game soos gister in 2021, my debuut vir die Cavaliere teen Border Bulldogs in Wellington en my beste vriend Hulle Maas, hy's die kaptein van die Boland Sanlam Cavaliers en hy sê vir my toe hy my 'n lift gee veld toe en hy sê vir my Dylan, jy's met 'n rede hier, moenie vergeet hoekom jy is hier. Al wat jy vandag doen, wys jouself wat jy in klub rugby doen, vat dit nou net hier verder. En ek dink ek kry man of the match in my eerste wedstryd as 'n semi-professionele speler by Boland Cavaliers. Ek trek 4-3 teen Bode. En dieselfde jaar in 2021 word ek gekroon as die Karibeker eerste divisie speler van die jaar in my eerste jaar as semi-professioneel. En ek dink vir myself, miskien moet ek al lank al dit gedoen het. Verstaan nie? So ja, dit is maar waar het actually vir my begin het en die liefde en die droom weer begin realiseer het. Dis fantasties hoe mense loopbaan vir mense uitgesit word. Nou sal jy sê vir ons 'n bietjie hoe belangrik is klub rugby spesifiek van as ons kyk vandag, jy het gesê natuurlik finansies was 'n probleem op skool, omkrywenweek en al daardie tipe goedjies te doen. Nou, ek dink baie mense of baie jong spelers sit met dieselfde probleme vandag as jy net kyk hoeveel kos 'n toer, hoe gereeld sit die ouers plakate op van hulle kinders benodig die bedrag om te gaan deelneem aan Kruiwenweek, dan is dit belaglik as jy so daaraan dink dat daar moet geld bymekaar gebring word vir so geleentheid, jy weet. So, hoe belangrik is dit vir klub rugby, veral vir 'n speler wat dit nie dan maak om klub rugby te gaan speel nie? Ja, ek dink Johan, klub rugby was die begin van my, verstaan, en so ook miskien is daar ander stories van ander spelers wat ook dieselfde miskien paadjie gevolg het wat ek gevolg het. Maar ek dink klub rugby skep net die fondasie vir jou om jou potensiaal uit te lewe en hard te werk vir waar jy eendag wil kom. Ek dink as jy 'n droom het om rugby ernstig op te neem en rugby as 'n loopbaan vir jouself te kan maak, moet jy al op klub rugby maak nie saak wat se span jy speel nie. Ek dink baie mense in vandag se lewe as jy kom by 'n klub, dan wil jy sommer besef ek wil eers 'n span speel. Maar jy weet nie dat alles Rome is in 'n dag gebore nie. Verstaan? En om derde span te begin, om jouself te ontwikkel en jouself beter te maak, om jou die onnodige skills en alles abilities aan te kan leer. Dink dit begin daarso. En soos jy opgroei, dit is actually, ek sê altyd, dit moet 'n opwaartse kurwe vir jou wees, klub rugby. Want dit is wat dit vir my was, dat dit die fondasie vir my geskep, vir waar ek vandag is en waartoe ek nog steeds op pad is. Want om jou eerste, as jy derde span gespeel het al die tyd en jy word opgeroep om vir die tweede span te dink, dit is 'n stapie vorentoe en 'n stapie hoër vir jou, sê jy moet dit geniet en vir jouself sê, okay, wat is die next job wat ek moet doen om in die eerste span te kom? Verstaan? So dit moet altyd die droom wees. Ek dink jy moet 'n stap wil skiep om te sê ek wil eerste span speel nie, en dit is waaroor ek begin nie. Ek dink wanneer jy jou eerste call up van die second team of first team toe kry en jouself sê, jy sê ek is nou hierso, so hoe gaan ek my posisie begin behou hierso om vir myself 'n sleutelspeler te maak in die spanne. En soos jy obviously as jy 'n sleutelspeler in die span is en dan kan jy men op jouself sê, okay, right, wat is die next op? Waartoe wil ek nou gaan? Wat is next vir my? Verstaan jy? Dit is hoe ek gegaan het. Ek dink ek het derde span gespeel vir lank, tweede span begin speel, eerste span begin speel en toe ek eerste span begin speel was dit vir my net soos like, okay Dylan, jy moet vir jouself nou die skillset aanleer om te kan sê hoe gaan jou opponente elke week na week uitoorlê om jouself te en laat mense begin kan praat van jou. Want ek dink as jy in die wêreld die grootste ondersteuning soos ek sal kry in 'n Boland support is hy. Regtig. Elke week, ek weet nie jy al Boland rugby gevolg het hoe die velde elke week vol is. En dit is die passie wat die mense in die Boland actually het vir rugby. En hoe kan jy as 'n speler nie dieselfde passie het teenoor jou spel wat jy moet doen nie? En ek dink alles wat jy doen jy altyd om jouself tevrede te stel, jou span mas tevrede te stel om te wen. Maar ek dink baie wat baie ook doen is om hulle supporters en hulle spectators wat elke week na week geld uitgee om vir jou te kom ondersteun.
Ek dink dit is een van die grootste en die mees wonderlikste dinge wat jy kan ervaar as 'n klub rugby speler. Ja, nee, jy vra nou of ek 'n Boland rugby gevolg. Ek het nooit tot met die Curriebeeker verlede jaar en ek moet vir jou sê die wyse waarop die Boland gespeel het en hoe jy die passie van hulle gesien het, ek dink vir almal op my kanaal en vir myself wat die kommentaar op die Curriebeeker gedoen het, laat saamleef saam met die Boland. So ek weet presies waarvan jy praat. Dit het nou amper almal se tweede span geword. Soos die Vrystaat maar altyd almal se tweede span was. Ja, ek kry inflation. Ja, nee. So wat het Boland vir jou as speler beteken? Kyk, Boland, ek dink 20 soos ek nog gesê het voorheen 2021 was vir my 'n stepping stone in my loopbaan by die Cavaliere. En ek dink 2022 kry ek 'n groter terugslag natuurlik, Johan. Ek breek my gewrig. Ek is vir die hele seisoen uit. En ek moes toe weer klub rugby begin speel. Want daar is nog nie daai nie en ek is nog net op rehab en recovery en ek dink aan die einde van 2022 net voor die klub rugby seisoen ek sal klaar maak as ek weer reg om te kan speel. En ek speel toe weer en ek gaan in hy dark space om het so te noem van okay, ek het 'n droom gehad. Ek wou 'n bietjie verder gespeel het, maar dinge het maar gebeur soos dit moes en ek werk nie my hard genoeg en klub waar ek weer raak vir my lekker, ek kry nou betaling af voor en is vir my net soos like, okay, is fine, ek gaan maar nou in die fabriek werk waar ek werk nog steeds en net klub waar ek speel en het maar net geniet. En coach Frandel September, ek dink hy's nou die assistent afrigter by die Springbok vroue. Hy was destyds soos afrigter toe. En hy roep vir my en hy sê vir my jongs, kom, jy moet terugkom. Los die klub rugby. Sy sluit aan maandag aso. Ons gaan oefen ons op pre-season vir 2023 se Curriebeeker eerste divisie se campaign en vir die Mzansi, daar was so 'n Mzansi toernooi in 2023 ook. En hy sê ons ambisie is ons gaan die toernooi wen. Die eerste divisie gaan ons vir die eerste keer in 11 jaar Holland toe bring. En kom kry vir ons sypen. En ek begin saam met Turlo, coach Elson Bok oefen, maar ons het geoefen by die Cavaliere. Maar so het ons ook op ons eie extras gaan doen, saam met coach Elson Bok het vir ons gevat as 'n mentor. Hy was my mentor actually. En hy het vir ons extra laat gym. Ek dink ek kon nie 60 kg stoot hê. Daai tyd. Want ek dink as en even nou 'n bietjie terug te val op die vorige vraag op. Ek dink klub rugby spelers hou nie baie van gym nie. En veral as jy die Boland uitkom. Ons haat gym. En ek het actually in 2023 besef, like, as ek miskien 'n bietjie vroeër gegym het, sou ek miskien 'n bietjie beter gewees het, verstaan? But anyway, Johan, en ja, en verder dan gaan ons en ons doen extra's, ons laat op, Haan Perel is 'n bult, dat noem het Houtstraat, en so stil bult, en ons gaan doen, Saterdag oggend gaan doen ons dit, en ons doen al die extra's, en hy sê vir my, coach Elson Bok, hy sê vir my, jy het die potensiaal om ver te gaan, my bra, sit net die harde werk in, kom, alles in die lissie, al is jy laat gewerk, kom, ons sit hy sessie in, as jy eendag die vrugte afklik daarvan, dan kan jy my net sê, dankie man. En ek sê toe hom, okay coach, ek gaan nou inkop op die, en so begin ons met die Cavaliere te oefen, en coach Frandel kies my toe, en ons squad word announced vir die eerste divisie vir 2023, en vir die Mzansi Challenge, en ja, soos jy weet, ons wen toe 2023 die eerste divisie, beker, vir die eerste keer in 11 jaar, by Boland Cavaliere, en coach Frandel sê vir my, manne, as ons die ding wen, kan het baie van julle se lewens verander. En ek dink iets van coach Frandel September wat actually by my stiek, wat altyd by my sal bly ook, is die feit dat voor ons seisoen begin het, hy saam met ons almal gepraat, en hy het so 'n klomp klapspelers van ons, so 'n klomp klapspelers ook geweet wat by mekaar gekom het, en hy sê vir ons, manne, my doel vir julle is, ek gaan met julle as 'n mens werk, ek wil nie met jou werk as 'n rugby speler nie, ek wil met die mens werk, want as ek jou beter mens maak, gaan jy jou natuurlike beter rugby speler hê. En die woorde wat altyd by my sal stiek is, Dylan, hoe kan jy altyd 'n beter mens wees? Verstaan, want as jy, soos jy sê, as jy 'n beter mens is, obviously gaan dinge net vir jou beter gaan in jou lewe, en oral waar jy, alles wat jy wil aanpak, sal net beter vir jou gaan. En dit is woorde wat altyd actually by my sal bly. En ek dink toe ons 2023 waar niemand vir ons 'n kans gegee het, ons was 'n semi-professionele span, daar was professionele spanne in die kompetisie, die Valke, daai wat ons teen final gespeel het. En ons speel die final die naweek in Wellington en ek dink dit was eerste prys vir ons en ons wen die final en ek kan net die emosie
wat ons ervare daar as 'n span om te kan sê like niemand het ons 'n kans gegee nie. Kyk waar vanaf kom ons. Kyk wat het ons bymekaar gesit en wie het ons bymekaar gebring en kyk wat het ons achieve. En ek dink God was die middelpunt van ons span daai tyd toe gewees. Want alle eer aan God vir wat hy vir ons laat vermag het natuurlik in 2023 en ek dink daar het alles net weer vir my begin en vir my laat besef dat miskien is die droom nog nie verby nie. Miskien is dit tyd om weer te droom. Ja, nee, dit is fantasties. My volgende vraag sou gewees het, is daar iemand by die Boland wat 'n groot rol in jou ontwikkeling gespeel het? Van al die name wat jy nou genoem het, wie het vir jou grootste rol in jou ontwikkeling gespeel by die Boland? Ja, soos ek nog gesê het, is coach Jelson Bok, coach Iver Arneisen. Iver Arneisen was 'n strength and conditioning coach natuurlik by die Cavaliere gewees, hè. En ek is 'n bietjie ouer as hy, so hy was saam op skool op een skool actually gewees. Maar toe hy die dag uitsluit op by ons, toe sit soos hulle bewys soos weet en hy sê vir my, "Yes, is ek ook." Ek sê, "Yes, coach." Ja, maar ek moet sê coach Frans September, ek haal my hoed af vir hom. Ek dink hy het meer vir ons, hy was meer as 'n coach vir ons. Ek dink hy was so 'n pa figuur vir ons gewees. En ek dink veral ek wat nie met 'n pa groot gemaak het, ek kon baie leer by hom en ek kon altyd saam met hom gaan praat as iets met pla, verstaan? En ek dink dit is hy's een van my rolmodelle ook natuurlik, vir wat hy ook bemag het in sy loopbaan en in 'n kort tydjie. Verstaan? En ek dink dinge het vir hom ook begin verander net na ons eerste divisie gewen het. So ek moet sê coach Frans September. Alright. So, en na jou tyd by die Boland het jy natuurlik Griquas toe geskuif. Hoe daardie skuif Griquas toe gebeur? Johan, actually in 2023 net voor ons die eerste divisie wen, bedank ek by my werk natuurlik. En ek sê toe myself, die droom is nou hier vir die rugby. Ek gaan nou rugby voltyds wil opneem. En soos ek nou bedank by die werk, het ek actually niks ander offers nie. Soos ek speel nog vir Boland en my kontrak maak na die eerste divisie klaar. Dit is in Junie. En ek sê toe vir myself, maar ek moet dit 'n go gee man. Ek voel ek kan iets maak van dit. En ons wen die eerste divisie en ek het niks anders om na toe terug te val. Ek het my werk gelos en ek het niks anders om na toe nou terug te val. My kontrak maak nou klaar by Boland. Daar's niks gepraat van resigning nie. So ek weet nog nie wat gaan vir wat nie. Maar ek vertrou God om in die besluit wat ek gedoen het. En eventually kry ek toe 'n offer in Georgia. Ek ken nou nie die klub se naam nie, maar ja, ek kry die offer in Georgia en ek sê myself dit is maar nou al ding om die finansiële invloei nou te kan beheer nou nog. So ek moet maar nou die ding vat. En net voor ek nou natuurlik op die vliegtuig sou klim Georgia toe, lei my foon op die Vrydag en ek moet die Saterdag Georgia toe vlieg en my foon lei die Vrydagmiddag. En ek tel op en ek sê Dylan hallo en die ou wat praat, hy sê toe vir my, is dit Dylan? Ek sê ja, hy sê dis Marius Koeman hier by die Springbok 7, hoe gaan dit? En ek sê hallo coach, en hy sê vir my, ek gaan nie nog lank praat saam met jou nie. Ek het 'n geleentheid vir jou hierso op trial te kom. As jy belangstel, sluit maandag aan in Stellenbosch, ons wag vir jou. En ek sê toe vir hom, okay coach, nee is reg en ek kanselleer uit Georgia trip en ek sê myself, hier's 'n droom nou wat ek actually gehad het as 'n kind om my land te verteenwoordig natuurlik. Op sevens. Ek was actually baie goed in sevens ook gewees op klapvlak. Verstaan? En ek kom toe daar die maandag by die sevens, ons oefen, ons het toe Broncos en ja, ek kom vir die eerste keer op Bronco en ek besef vir myself, ek het actually nou die Blitsbokke weggehardloop. En hulle sê ja, maar dis seker maar damla. En ek dink ons hardloop by Vrydag weer op Bronco en ek kom weer eerste. En ek sê toe myself, nee man, maar ek kan actually compete met die manne man. Verstaan? En ek dink vir myself, like, my eerste week toe ek daar kom Johan, verslaap ek elke aan my aandete. Toe ek ken van hy tipe intensiteit van oefeninge nie. Verstaan? Maar dis nou 'n professionele setup nou waar jy nou is. En ek is toe op trial daarso. En word toen natuurlik nog nie betaal daar of vir die trial wat ek daar is nie, want dit is net 'n geleentheid wat ek nog vir myself moet skep, want hulle wil ons nog kyk en ons is 8 wat daar begin het. En tot op vandag toe kan ek sê van die 8 was ons 3 wat oorgebly het. En ek het op die einde van die dag 'n kontrak actually gekry by die Blitsbokke. In September 2023 ja, het ek 'n 2 jaar offer gekry van hulle af. En net soos ek die offer nou kyk en ek moes die offer toe teken en ek begin net te vergeet van die offer. Ek weet nie wat het my gestop om te teken om nie te teken nie. Maar ek oefen toe en die Vrydag bel coach Marius my en sê vir my maar jy moet die offer vir my vandag indien en ek sê toe ja, as ek nou klaar geoefen het, dan gaan ek maar nou teken en dan sit ons nou wat dit is.
Ja. En ja, ek weet nie wat dit was nie, maar wat my weerhou het om te teken op daai oomblikie. En ek dink die Vrydagoggend lê my foon en coach Pieter Berg van Griekwas bel vir my. En hy sê vir my, Dylan, ek het 'n geleentheid vir jou by Griekwas as jy belangstel. Hy stuur toe vir my offer en alles en hy sê vir my, jy moet maar Sondag aanmeld en jy moet Maandag oefen. En dis Vrydag en hier sit ek nou met die Springbok Sevens deal en die Griekwas deal en ek dink vir myself, ja, wat is die plan nou ek met my lewe en ek kan nie weggaan van die huis af nie want ek is al broodwinner en hoe nou gemaak en ek sê toe vir coach Marius maar hy moet my net 'n kansjie gee. En ek sê vir coach Piet hy moet net vir my 'n kansjie gee. Ek sal op die einde van die werksdag vir hulle laat weet. En ek gaan huis toe, ek ry huis toe die Vrydagmiddag uit Stellenbosch uit en ek kom maar by die huis en ek sê vir my ma, mami, ek het nog 2 offers gekry by die Sevens en sy sê ek sê by Griekwas en sy sê Griekwas, waar is Griekwas? Ek sê Kimberley. En Kimberley, ek sê toe ja, ek het so gedink in my mind en sy gaan ook my sê Kimberley. Ek sê toe ja en sy sê vir my dat die woorde wat ek sê vir my besluit laat maak het is jy het te veel dinge vir ons gedoen. Doen 'n bietjie iets wat vir jou en gaan gelukkig maak in die lewe. En ek dink daai woorde is die woorde wat so na in my hart sit want as daai woorde nie gesê was sou ek dalk 'n ander journey gekies het. Miskien by die Sevens, ek weet nie waar toe ek op pad sou gewees het nie of wat sou gebeur het nie. Maar ek dink God het 'n plan in my lewe gehad en ek weet presies hoekom hy dinge op my pad gestuur het en sekere dinge ook vir my laat gewys het en dan net om vir my te sê as jy tevrede met dit, maar ek kan actually vir iets beter ook gee. Verstaan, as jy vertrou op my. En ek dink toe toe ek my besluit gemaak het om Kimberley toe gaan en ek teken toe by Griekwas en gaan toe Griekwas toe. En ja, dit is waar ek toe by Griekwas aansluit in 2023 en ek speel toe vir hulle in die Elling Cup en ons wen ook daai jaar die Elling Cup vir die eerste keer ook. En ja, dit is maar toe ek nou die eerste keer Kimberley water kom proe. Yes, ja, baie mense insluitend myself het geweet dat jy betrokke was by die Blitsbokke, hoor. Dis nogal iets baie nuuts en interessant wat ek nou vanaand hoor. En ja, hoe werk dit presies? Is daar nie 'n geleentheid om albei te gedoen het? Ja, natuurlik sou al wees. Kyk, ek het nog nie van hy manne wat nou weet hoe ek agente en die verstaan nie, man. Ja. So daai tyd was ek nog 'n bietjie dom, man, ek het dit nooit nodig gehad nie. En eventually toe ek nou dit kry, het ek my ander vriend, Darren Hock, genader om te vra, maar goed deur die ding vir my kyk wat dink hy? En hy sê vir my nee gaan, waar jy gaan? Ek sê vir hom nee, maar ek wil die Griekwas ding. Hy sê vir my nee gaan, is 'n geleentheid vir jou. En ek dink as jy mos 'n sekere stadium en ouderdom in jou lewe kom en jy vir jouself begin die vraag afvra wat is vir jou op die oomblik die beste, verstaan jy? En ek dink toe nee, maar dit is ook een van die aspekte wat my laat besluit het om die 15-tal te kies. Ek dink ek het actually 'n gesprek gehad so met coach Renfred Duisel en Gio Aplon. Ons het nog al gesit met langs gehad en ons het net so oor die algemeen gepraat nie, maar net geweet van of ons het net so iets in die lug gegooi natuurlik. En dit is ook maar die keuse wat ek gemaak het om 15 toe te gaan. En so dinge was maar 'n bietjie moeilik om te sê, maar ek dink ek voel persoonlik dat ek die regte besluit gemaak het om natuurlik Griekwas toe te kom. Was nie maklik nie, moet dit sê. Ek dink ek wil toe die bus in Lensburg kom, toe wil ek omdry. Wat maak ek hier, want jy sien letterlik net bossies Johan in die grond. So nou vra jy vir jouself, jy kom uit die groenigheid uit na dit toe. Wat kom maak jy hierso, verstaan? Maar ek dink tot op 'n dag toe was ek bly dat die Here het 'n doel met my lewe gehad en hy het vir my op die bus gesit en hy het geweet hoekom hy offer vir my gestuur het. En ek is dankbaar en bly en alle eer altyd aan hom, verstaan jy? Ja, jy praat dus oor daai Laingsburg. Ja, alles verander as jy daai oomblik wat jy Laingsburg tref, dan raak dit bossies en dit raak net erger soos jy op pad Kimberley toe gaan, né? Dit raak 100%. beter nie. So ja, wat was jou eerste indruk toe jy nou daar by die Griekwas aankom en in Kimberley? Actually toe ek het die bus het vertrek 11:00. Nee, 1:00 in die middag het ek uit Parel uit gery met die bus natuurlik. En ek kom toe voor 3:00 die oggend kom ek in Kimberley aan die maandagoggend. En soos ek nog stop daarso, sê ek vir die spanbestuurder van ons, maar ek is nou hier so langs. Ek sê vir Lans, ek is nou hier in Lans.
is hy nou nog hier nie, en ek voel nou 'n bietjie paniekerig, want ek ken nie Kimberley nie, hier is ek in 'n vreemde plek in, en die ou wat my moet optel is hier nie, so hoe nou gemaak ook, en dinge begin net so vir my te voel, het ek die regte besluit gemaak, en ek question als, maar al wat ek moet sê is, van einde 2023 wat ek aangesluit het by Griekwas, is dit ook een van die unies wat actually, na Boland, wat dit mense is, almal daar, deel in dieselfde passie, almal weet waarvoor daar is, en hulle het my met open arms verwelkom, ek dink Coach Pieter Berg ook natuurlijk, die afrigter wat ek nog in 'n paar jaar nog wil speel, is ook iemand wat elke dag wil groei in wat hy doen, verstaan, en dit is iets wat vir my ook gestiek het, want ek weet, as jou coach die honger het om te wil wen, en om suksesvol te wees, hoe kan jy as speler sy inkop op sy plan nie, verstaan, en ek dink dit is een van die dinge wat ek ook baie hou van hom, is die feit dat ek weet hy het 'n wen mentaliteit, en ek het ook 'n wen mentaliteit, verstaan jy, en ek dink, jy kan sien in die type Brente rugby wat ons by Griekwas speel ook, die winning mentality kom altyd uit, het maak nie saak, of ons agterloopie, ek dink, ons het die kameraadskap, ons het die broederbond, ons het die veggees in ons om, maak nie saak hoeveel ons agterloop, om altyd vir onsself te sê, ons kan terugkom in hierdie wedstryd, en dit is iets wat min unies het natuurlijk, verstaan, en ek dink dit is een van die dinge wat vir ons verlede jaar natuurlijk, die Currie-Beeker verower het, net die broederbond wat ons onder mekaar het natuurlijk. Sal jy sê dit is wat Griekwas so spesiale rugby-unie maak op hierdie stadium? Ja, kyk, hulle sê ons is van die kleiner unies, natuurlijk, maar ons missie is actually dat ons die beste non-URC franchise wil wees in Suid-Afrika. En deur dit te doen moet jy, ek dink ons Currie-Beeker is die belangrikste kompetisie vir ons elke jaar. En vir ons is dit ons het verlede jaar natuurlijk die Currie-Beeker gewen. So actually ons het nou die dag gepraat oor, toe sê ons like, Coach Piet sê toe, almal sê Griekwas moet die Currie-Beeker gaan verdedig. Maar ons gaan nie die Currie-Beeker verdedig, ons gaan die Currie-Beeker gaan wen. Verstaan nie, want hy sê, dit is so 'n mindset switch, want as jy hoor verdedig, kan jy in jou element inkryp en vir jouself sê, dinge kan miskien nie jou kant toe gaan of hoe ga jy maak, maar as jy die Currie-Beeker wil wen, kry weer hy honger wat jy gehad het in vorige jare, veral in verlede jare, waar ons weet ons weet nog wat dit ver om die Currie-Beeker te wen, maar ons weet dit gaan nie maklik is nie. Maar een ding wat ek kan sê is, my manne, ons almal saam, ons weet wat ons doel is, ons weet waar ons op pad is, en ons weet wat ons wil bereik as 'n unie saam hierdie jaar, verstaan jy? Ja, jy het ongelooflik baie krediet vir Pieter Berg. Wat maak hom so 'n goeie afrigter? Ja, as ek gesê het, Johan, kyk, hy snaaks op sy eie manier, maar as ons kom by werk, hy weet natuurlijk wat hy doen, en hy weet wat hy wil bereik, en hy weet hoe om die beste uit ons as spelers te kry. En ek weet jy, as jy kan sien hoe ons span ook gekies word, as 'n balans van as X-Factor players, elkeen verstaan hulle rol, elkeen weet wat hulle moet doen, en as nooit paniekie, verstaan, en ek dink dit is iets wat jy kry, hy het nie net oornaggie, maar dit is goed wat jy in plek sit, planne wat jy in plek sit, so dat elke keer wanneer jy jouself in 'n situasie bevind, dan kan jy jouself terugvat en sê, maar ons was actually al daar gewees, mentally, verstaan jy? En kyk, Coach Piet is maar net 1 in 'n miljoen. Ek dink sy coaching style, hoe hy jou afrig, hy weet hoe om na sy sterkpunte toe te speel, en dit is een van die goed wat hom so spesiaal maak as 'n persoon ook, en hy is natuurlijk 'n goeie mens ook, verstaan jy, en ek dink, dit is ook die type manier hoe hy sy menswees uitleef na ons toe, laat dit ook vir ons laat besef dat ons het iemand wat actually vir ons back, en iemand wat vir ons vertrou, so ons moet sy vertroue ook maar net wen, deur goeie jou job te doen op die veld, en natuurlijk om die resultate natuurlijk te bring na vore. Want ek dink, as daar nou iemand is wat ek weet wat verloor haat, is dit natuurlijk Coach Pieter Berg. Ja, nee, kyk, dit som dit so goed op. Sê my, waar het jou spel die meeste verbeter sedert jy by die Griekwas aangesluit het? Ja, yes, is actually 'n moeilike enetjie, maar kyk, soos as jy van club rugby, soos ek gesê het vroeër ook, as jy van club rugby afkom, het jy sekere skills en abilities maar nodig, verstaan jy? En soos jy moet nou elke keer 'n stapie opgaan met jouself en obviously verbeter in 'n posisie, want die game evolve, die skill sets moet verbeter en alles dit. En ek dink in 2024
in die SA beker speel ons teen die Valke en ek speel my eerste SA Cup beker game. Nou speel dit in Johannesburg en ek speel toe linkervleuel en ek dink ek maak soos 3 socking passes na my linkerkant toe. En hy sê vir my na die SA beker, ek dink dit was my tweede laaste game wat ek actually gespeel het toe in die SA beker. Ek het nie baie gespeel en hy sê vir my, Jene, jou seisoen kon so anders gewees het as jy nie daai passe gemaak het. En ek sê toe vir hom, maar ek dink jy my seisoen het geloop soos dit moes geloop het. Sê ek vir hom en hy sê vir my, kom ons werk 'n bietjie en ek dink ek kon meer kans kry om te fokus op wat actually vir my nodig is om myself te verbeter in my posisie in en so ook om myself te verbeter om 'n beter speler te wees vir die span. So jy kan baie meer fokus op individuele errors wat jy kan aanwerk en wat jy ook goed doen om dit aan te werk voordat jy beter dit kan doen, verstaan? So dit is maar een van die dinge en ek moet sê like my visie vir die game, my passie vir die game en actually my verdediging om regtig te wil present wees in die moment en veral wanneer ons op verdediging is vir my wat vir my baie verbeter het as 'n rugby speler. En natuurlik met sy guidance ook hoe hy altyd sy input sal sê op waar hy wil hê 'n mens moet fokus en veral hy sal soos individueel na toe kom en vir jou sê dit is jou stats wat hy gehad het, dit is die URC stats, dit is die international players, dis hoekom hulle in rekening is om daar te speel en jy miskien nie, miskien meer 'n bietjie werk hier aan sodat jy gap 'n bietjie kan close. Verstaan jy? So daar's heeltyd 'n constant set van positivity hoe jy jouself kan develop as 'n player, jouself beter kan maak en hoe jy op die einde van die dag in contention kan kom om vir jou land te kan speel of vir die URC nie natuurlik. Ja. Kom ons gaan so 'n bietjie oor daar na die SA beker toe. Nou daar het 'n paar dingetjies gebeur daar. Die Griekwas het natuurlik deur die verloop van die SA beker almal verpletter. Hoë tellings opgeplaas, eerste op die punteleer geëindig. En toe kom daai SA beker finaal en ek weet jy was seker die meeste te nagekom van die hele storie. Hardloop gou vir ons 'n bietjie deur daardie rooi kaart wat jy ontvang het in die SA beker. Ja, Johan, dis actually iets wat ek oor praat, want ek dink ek voel nog steeds ek het my span teleurgestel in die oomblik in. Maar natuurlik doen ek sê altyd jy sal nooit iets doen om jou span te na te wil kom of om iemand te na te wil kom, enige speler alles het van jou posisie ook. Ja, 80 minute van rugby is klubhard, maar ek dink almal probeer altyd so fair as moontlik en so skoon as moontlik hou. En ja, dit is maar een incident wat gebeur het wat jy natuurlik as jy kon probeer het wil terugvat, maar dit sal nooit gebeur nie. En ek sê altyd dat alles gebeur natuurlik met 'n rede. Miskien was ons maar net nie gemaak om die SA beker te wen nie. Vir 2026 nie. Maar dit is maar een van die dinge wat ek sê wat gebeur, jy het nie beheer daaroor nie. Ek dink op 'n ander dag kan dit aan die ander kant toe gegaan het en dan was dinge maar anders sou wees, verstaan jy? So ja, dit is maar nou een van die dinge wat ek maar moet saamleef, maar gelukkig dit wat ek sê, dit is die lekkerte van rugby, jy het altyd weer 'n geleentheid om jou foute reg te maak en regtig te kan stel en ja, nou is die Currie beker hekkie voor ons en ja, ek sê dit om vir wat voor lê en natuurlik om die beker te gaan wen weer hierdie jaar. Ja nee, kyk, weer terug na daardie rooi kaart toe. Dink jy dit is 'n reël wat wêreld rugby dalk 'n bietjie beter moet toepas? Kyk, jy kry verskillende vlakke van wanneer jy die rooi kaart kry. Nou, ons almal het duidelik gesien jou intensie was nie om die speler uit te vat, jou oë was altyd op die bal gewees. Sal jy sê dit is iets waar common sense basies moet inkom en waar die skeieregter moet besluit, maar die ou het dit nie gedoen as prins nie, jy weet. Dan was jy dalk net 'n geel kaart gegee en jy nog steeds op die veld teruggekom. Ja, Johan, kyk, ons elkeen sal maar altyd ons verskillende opinies hê van dit. En ek dink daar sal ooit jy kan jy opinie hê, maar die ref se siening is miskien anders en dit is wat so spesiaal is. Ons almal is mens en ons almal sien dinge anders, verstaan? En was dit miskien as dit nou ander skeieregter was, sou ek miskien geel gekry het, maar ek dink die skeieregter het maar natuurlik sy mening was maar natuurlik wat hy gesien het. En ek dink op 'n einde van die dag is dit die regte besluit gewees. Ons sal ook nooit weet nie, almal het maar sy verskillende opinies. Ek voel ook 'n bietjie anders oor dit, maar op 'n einde van die dag respekteer ek vir hom en sy beslissing wat hy gemaak het. Verstaan, want ek dink as dit ek gewees het wat in die situasie gewees het wat ek so geval het,
Sou ek ook miskien wil gehad het dat die rooi kaart dat die persoon 'n rooi kaart moet gekry het. So dit is mixed emotions, maar ek dink op 'n van die dag was die regte beslissing genoem. Is maar nou een van daai dinge is maar hard luck. Maar ja, sien uit vir wat voor lê, verstaan, en vergeet van dit. Ek dink vandag gaan dit teen jou, môre gaan dit vir jou en dan smile jy weer. So dis maar een van daai dinge. Ja, terwyl ons nou op daai onderwerp is, as daar een reël is wat heidaglik in rugby is wat jy kon verander het, watse reël sou dit gewees het? Ek is nogal so iemand wat so op reëls en goeie is, hè. Maar daar's maar baie dinge. Ek dink baie mense sal altyd sê die game raak 'n bietjie saag, jy kan nie meer net iemand. Ek dink vir my sal dit maar altyd wees op die high tackle reël, verstaan jy? Ek dink as baie aspekte wat 'n rol speel in dit en ek dink ek dink enige een sy intensie altyd is om iemand seer te wil maak of iemand met die kop te wil tackle, kop teen kop, jy verstaan. Partykeer gebeur dinge maar in die spel en jy weet self as 'n speler het jy maar net 'n paar sekondes om 'n beslissing te maak. En soms is dit te laat, soms is dit te vroeg, maar op 'n van die dag moet ons maar die reëls deeglik deursien sodat jy weet wat jy allows om te doen of om nie te kan doen nie, sodat jy altyd ahead of the game kan wees, verstaan. Ja. Nou ja, hierdie is jou laaste seisoen by Griquas. Hoe emosioneel is dit vir jou om te weet dit is jou laaste seisoen by hulle? Ja, Johan, actually Kimberley het nou my tuisdorp geraak, my tuiste, verstaan jy? Het is nou die plek waar ek meer is as wat ek by die huis self is. En wat ek sê, is baie memories van my en memories wat ek nog wil maak en gaan maak hierdie jaar in die kort tydjie. Ek dink as een ding wat jy nooit kan verloor, wat jy nooit kan prysgee nie, is tyd. En elke dag saam met die spelers, saam met my spanmaat, saam met my coaching staff, as ek hier om nog net te wil leer, verstaan jy, en om myself nog net beter te kan maak vir wanneer die next journey kom. My gedagtes natuurlik nie daar nie. Ek is excited vir dit, vir wat voor lê, maar ek dink waar my excitement nou lê is om my alles te kan gee vir Griquas nog en om weer die Currie-beker hierdie jaar te gaan wen en so ook dat ons onsself kan nie net sê ons het die Currie-beker gewen en die jaar het ons 5de geëindig, maar om te gaan sê ons het verlede jaar die Currie-beker gewen, ons gaan om hierdie jaar wen, ons om weer, sodat ons ook as 'n groep vir ons eie identiteit kan skep, om te kan sê, dit is die eerste Griquas-span wat ek toe back gegaan het om 'n Currie-beker te kan wen, verstaan, na 70 jaar het dit sommer net 'n jaar gevat, om 2 bekers te wen, so dat ek dink, dit is so wat so spesiaal is van hierdie groep spelers wat ons het, ek dink ons wil gekenmerk word, ons moet eie identiteit kan skep, sodat mense altyd sal onthou die Griquas-span van 2025, 2026, verstaan. So dit is een van ons doelwitte en vir my persoonlik is elke dag sê ek is 'n dag verby en maar elke dag is ook 'n dag wat ek kan sê wat ek kan saam met hulle tyd kan spandeer en saam met hulle kan wees en hulle my broers kan noem. Ek dink dit is die spesiale ding van rugby. Ek dink alhoewel jy weet nooit hoe lank jy op een plek is nie, maar ek dink broederskap en bonde word gevorm wat vir jare om te kom, wat altyd sal hou. En ek dink dit is een van die spesiale dinge van rugby speel vir my. As jy die broederbande wat jy kan bou, die vriende wat jy maak, op en van die veld af, en hoe jy na 'n game net saam met jou opponente kan praat, en jy lag oor simpele goedjies wat gebeur het in die wedstryd, en verstaan, niemand is kwaad vir niemand nie. En ek dink dit is een van die spesiale dinge vir my. En hier in Kimberley, vir die manier hoe die mense vir my hanteer hierso en hanteer dit nog altyd en elke keer as ek in 'n winkel instap, hulle saam met my sal wil praat, fotootjie wil vat en so, ek dink dit is goed wat jy so na in jou hart moet koester en vir jouself moet sê, as mense so vir jou so sien, my het 'n regte verskil gemaak in hierdie mense en se lewens en ek dink ons velde ook elke naweek vol begin raak as ons speel, tuispeel, mense is excited om te kan sien hoe vir Griquas te kan kom kyk en ek dink dit is die tipe brand rugby wat ons ook speel, wat ons vir die gemeenskappe buite wil sê, hulle moet vir ons ondersteun en klomp goed. En ek dink een spesiale oomblik wat altyd by my sal bly is, nadat ons die Currie-beker verlede jaar gewen het, ek dink toe ons inry met die bus na die stadion toe, die duisende mense wat vir ons warm verwelkom het, vir ons kom gryp het, vir ons kom drukkies en soentjies gee en foto's saam ons gevat het, handtekeninge gevat het. Ek dink dit is 'n memory wat altyd by my sal bly.
En ek hoop en vertrou dat ons hierdie jaar dit vir hulle weer kan gee en dit nog meer spesiaal sal maak vir hulle. Ja. Jy het nou sommer, ek dink 5 of 6 vrae in een slag vir my beantwoord, Dylan. Oor Sorry, jou man. laaste seisoen. Nee, dis glad nie 'n slegte ding nie. Wys jy net hoe passievol jy nog steeds is oor die Griekwas. Nou een van my vrae sou gewees het, verander dit jou ingesteldheid hierdie jaar dat jy weet dit is jou laaste seisoen, maar dit is duidelik sigbaar dat jy nog net so passievol is oor die Griekwas soos wat jy sê maar 'n jaar gelede ook was. Ja, nee Johan, kyk, ek is nou hierso. Wat voor lê voor, maar jy moet altyd op die hede fokus. En of hoe jy 'n verskil kan maak waar jy nou vir jouself bevind. Ek dink jy is tyd vir die emotions gaan is mos lankal verby. Ek dink ons is almal toe ek niks gehad het, was Griekwas daar vir my. So hoe kan ek nou wat ek iets het, vir Griekwas net weggooi? Verstaan jy? So ons maak altyd aan die hand vat. En ek dink my passie vir rugby en my liefde vir die sport sal altyd daar wees, veral by Griekwas. En ek dink ek sê altyd Johan dat baie wens hulle kon rugby speel, baie wou die talent gehad het, maar hulle kon nie as gevolg van verskillende omstandighede wat maak dat hulle nie rugby kan speel nie. En dan is dit is ook al die mense wat ook vir my 'n dryfkrag gee om te kan sê as ek iemand in 'n rolstoel sien wat na 'n game vir my 'n foto sou my wil kom vat of so. Dit is ek vir my een van die excitingste moments en dinge wat ek baie in my hart koester is om ek doen dit vir mense soos dit wat elke naweek opdag om vir ons te kom ondersteun, maar hulle kan nie fisies self die werk doen op die veld nie. Al het hulle miskien nie passie gehad om dit te kan doen, verstaan jy, maar ons het dit. So my passie vir dit, vir rugby en vir Griekwas sal nooit verdwyn nie. Ek dink ek het nog 'n job om te doen nie wat ek tot die beste van my vermoë gaan vermag en wil doen. So ja, dit is maar in 'n nutshell wat ek van Kimberley. Ja. Natuurlik was jy hierdie jaar en 'n deel van verlede jaar by die Stormers gewees as 'n leenspeler. Waar was jy toe jy gehoor het dat jy moontlik na die Stormers toe kan gaan? Ek dink ons het net die Currie-beker gewen, Johan. Die Saterdag na die Currie-beker, nee, die Saterdag van die Currie-beker het ons gewen en ek het toe gegaan vir hulle het my kom toets, die doping mense. Ja. Het my so na die finaal te kom, hulle vir my ek is gekies vir anti-doping en ek gaan toe. En soos ek klaar is, as die span het al toe in die kleedkamer geselebrate, ek het die eie geleentheid gehad om actually te wees, en 'n bietjie gedraai binne. Maar ons het hotel toe gegaan en toe ek by die hotel kom, het Coach Piet my gebel en vir my gesê of geroep en vir my gesê, "O ja, ek het vergeet om vir jou te sê jy moet maandag by die Stormers aanmeld, né?" En ek is soos, "Regtig, coach?" Hy sê, "Ja, jy moet by die Stormers aanmeld." Ek is soos toe, "Okay, coach." En ek dink ek het sommer toe hy emosie wat ek gehad het nadat ek Currie-beker gewen het, was sommer nog gelukkiger want Jessie, ek wen Currie-beker, dan gee my nog dubbele dose, dan gee my nog hierdie goeie nuus ook. En ja, dit is waar toe ek daai nuus hoor, was dit vir my soos like, okay Dylan, dis iets waarvoor jy gewerk het. So daar jy net die volgende stapie vir jou, so is nou tyd om jouself te gaan bewys nou daarso. Ja, hoe spesiaal was daardie oomblik vir jou gewees? Ja, Johan, dit is ook nog een van die hoogtepunte. Ek dink ek stap daai maandagoggend, stap ek en ons was actually vir twee keer daar. Soos ek en Girlswan was na die Currie-beker vir 2 weke daar en toe gaan hulle oor see. En toe sê coach Dobson vir my, maar as hulle terugkom aan oorsee af, dan gaan hy vir ons weer nooi om te kom. So daai 2 weekies was maar 'n bietjie gou gewees. So dit was 'n bietjie wanneer is nou al in game season en al. Maar daai was 'n baie spesiale gevoel, maar ek dink waar realiteit actually vir my gestryk het is toe ek die tweede keer weer terug gaan nadat hulle van oorsee af kom. En ek is toe alleen daar en ek loop toe in en soos ek inloop by die HPC afloop, sê ek vir myself dat Dylan, jy is nou actually hier saam met die manne wat jy elke naweek voor geskree het en hande voorgeklap het en gesien het. Jy gaan nou actually saam met die mense 'n kleedkamer deel en in hulle environment wees. Embrace die moment soos jy in die loop, maar as jy daar ingaan, dan moet jy net besef dat jy is nou deel van dit. Ja. En ek sê vir myself dat ek is nou deel hiervan, ek moet die beste maak hiervan. En toe ek daar kom, toe ons begin oefen, het ek net vir myself gesê, elke dag is 'n geleentheid om myself beter te kan maak hierso. En om myself in contentie te bring, om 'n geleentheid te kan kry om te kan speel.
En ek dink elke dag was net vir my soos wat kan ek verbeter wat ek gister verkeerd gedoen het. Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek werk aan dit en als? En elke dag het ek iets niets geleer en ek is aan my coaches gaan praat en gelukkig is dit lekker coaches wat altyd daar is bereid is om jou te wil help. Coach Nomi is natuurlik by die defense coach. En Snyman Davie is natuurlik jou tackling coach en ja, so jy kan altyd vra en hulle is altyd bereid om te help. En soos ek nog geoefen het, ons het vir 3 weke was ek daar geoefen en als en die derde week natuurlik word die toergroep geannounce en ek sit daar en Coach Dobson het toe so 'n mooi spreek, hy het staan daar voor en hy sê toe net voor hy die toergroep gaan announce, wil hy gaan net iets sê, kan hy nie so presiese woorde sê nie, maar al wat hy sê is as jy kom van 'n plek af van waar jy nie weet waar jou volgende maaltyd vanaf kom nie en jy moet gaan werk op 'n plek waar jy net geld moet gaan verdien om iets op die tafel te sit. En jy gaan werk in 'n plek waar jy in die reën moet staan en werk net omdat jy moet provide vir jou familie. En 'n paar jaar terug kom sit jy hierso in 'n stormosgroep. Moet ek vir jou debut gee hierdie naweek. En jy kom hier en jy maak aan pas of jy hoor in oefeningen. As hy nie ander keer om jou debut te maak en hy staan op en hy sit my foto aan in 'n storm jersey die eerste keer op die big screen naast en hy sê, Dylan maar well done, you're making a debut this weekend. En ek dink, daai was so soos like, really, regtig nou, droom ek of wat? En dit is toe actually toe realiteit vir my inskep en sê, jy sê Dylan, maar jy kan nou self actually nou noem 'n storme. Want vir my is dit altyd, as ek hier die jersey ingetrek het, as ek nog geen storme nie. Verstaan jy? Ja. En ek dink, ek kry toe die nuus, ek deel het toe saam met my beste vriend, Turlo, ek bel vir hom, ek sê vir hom, moet vir niemand sê nie. En ek dink, ons lê in Limerick, en daar natuurlik in Ierland, en die span van die Stormers kom uit, ek nog nooit my foon so baie hoor, boodskappe en alles, en mense wat gelukwensinge deurstuur en al die goedes, en ek dink ek vir myself, en ek gaat op my knieë, jong, en die trane stort, en ek sê vir die Here, Here, baie dankie man, ek dink u het my gebed verhoor, ek het nooit gedink ek sou myself op hierdie oomblik bevind, waar ek myself bevind nie, maar u was altyd saam met my gewees natuurlijk, en ja, ek moet sê, God is die middelpunt van wat ek wil doen, en van alles waar ek aan wil pak, ek dink, en baie mense vat het so van selfspreken, dat jy weet waar jy nou is, maar jy weet nie waar jy later is, maar ons vat het so van selfspreken om te sê, ag, ek is alright met waar ek nou is, maar God het 'n baie groter plan en 'n groter doel met een en elk van ons lewe, en ek dink as ons God die eer gee en in hom glo, om vir ons te help, en ons om sy sterke hand en ons swakke hand te sit en ons te lei in wat ons wil doen en wat ons op pad wil wees, sal hy het vir ons gee, want hy sê altyd, in sy woord sê hy, vra vir my en ek sal het jou gee, maar al wat jy moet doen is my eer, en ek dink, as jong mens, en as jong mense daar buite, dink ek, is maklik om die ways te volg, hoe jy het altyd volg, maar vra vir God vir guidance in jou lewe in, man, en as God vir jou is, wie kan dit nie wees natuurlijk, verstaan jy, Johan, en ek dink dit is wat vir my, laat besef het, is like, hoe kan ek, as God het dan vir my al die dinge doen al, en kyk waar, en toe vat hy my nou nog steeds, verstaan jy, hoe kan ek nie vir hom die dank en die eer gee, vir wat hy vir my doen nie, en nog gaan doen nie, verstaan jy? Hoe vinnig moes jy aangepas het by URC rugby, in vergelyking met Curriebeeker na URC toe? Johan, ek dink, die eerste 40 minute van URC rugby, teen Munster, was die vinnigste 40 minute van rugby in my lewe. Ek het in die kleedkamer toe, hulle blaas vir halftyd, en ek sit daar, en ek sit so stil, en ek dink vir myself, maar Dylan, waar is jy actually nou? En ons loop agter 21-6, dinge gaan nie goed nie, en waar ek geland kom na my toe, en hy sê vir my, my bra, die eerste 40 is nog verby, die butterflies is verby, as die tweede 40 wat saak maak, jy het weer 'n geleentheid om nou te kan iets doen, en ek dink, daai gee my net uit boost, en ek sê vir myself, come on man, jy is nie van nie die nie man, jy het 'n rede hoekom jy hier is vandag, so gaan wys vir die wêreld wat in jou steek, hoekom hulle jou gekies het, hoekom Coach Dobson jou gebek het,
En jy sê, en ek dink hy 42 minute was die beste 40 minute van my lewe weer. Verstaan jy? En dit is hoe die lewe werk. Jy's een oomblik as jy down and out, die volgende oomblik as jy op bo. Verstaan? En ek dink toe hy eerste 3 wat ek op druk, toe Yuri vir my bal skop en hy bal hang so in die lug en ek vang en ek soos 1000 goed wat vir hy sekonde deur my gedagte gaan. Moenie misvang nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. En die mense wat ek die bal vang en die 3 druk, as ek so gelukkig en ek kan letterlik voel hoe die my skouers net in 'n kalmerende vorm en net sak en ek kan asemhaal en ek sê vir myself, joh, dit is actually die gevoel wat ek gehad het. En ons wen die wedstryd natuurlik vir eerste keer wat ons mans te wen in Ierland in. En ek dink vir myself, joh, hoe special is dit nie? Moet wees. Verstaan? Ja, dis iets. Voel jy jou tyd by die Stormers het jou voorberei vir die volgende stap wat jy gaan maak by die Bulle? Ja, ek dink in 'n groot mate natuurlik. Ek dink nou wat ek al klaar gevoel het, hoe voel dit in die URC, en natuurlik in die Championship ook. Weet ek natuurlik waar om op te fokus en nou weet ek presies hoe om ek myself kan verbeter om natuurlik is nou obviously waar jy speel teen internasionale spelers. So nou kan jy nou weet jy wat om voor te kyk, wat is die triggers en hoe jy jouself kan verbeter in wat jy kan doen, hoe om jou opponent uit te kan oorlê. Verstaan, en hoe ek jouself ook fisies kan verbeter om natuurlik 'n groter impak en 'n step-up te kan maak in die game, verstaan. So ek dink dit was 'n lekker experience vir my by die Stormers en ek dink as 'n kind het ek nooit gedroom ek sou dit kry nie. Maar hy het ek dit gekry en ek is dankbaar daarvoor vir al die coaches daar by die Stormers, coaching staff en alles, vir die belief en die backing wat hulle in my gehad het. Natuurlik om my die geleentheid te kan gee om hulle te kan verteenwoordig op URC en op Heineken Championship plak. En ja, so dit het vir my actually nou in 'n key posisie gesit waar ek weet natuurlik wat voor lê en wat op my wag. Ja, nou wag Loftus natuurlik vir jou. Hoekom was die Bulle die regte besluit vir jou gewees? Kyk, ek sê altyd of baie min mense weet dit, ek sê maar baie mense in Wellington wat dit weet. Hulle noem my actually Blowball van kleins af. Ja, ek is actually lange Blowball ondersteuner gewees. Ek dink Karibeker se kyk van die Blowball. Wag 'n bietjie. Jy wil vir my sê jy het in die Weskaap groot geraak en jy was 'n Blowball ondersteuner gewees. Hoe het dit gewerk? Ek het actually 'n keuse gehad hier. Johan. So daar was 'n tannie gewees by ons in die pad. Nou daai tyd was dit nog Mnet. Verstaan jy? Ja. Dit was nog die DStv gewees nie. En toe sit ons nog super 12 en al daai goedes gewees. So die tannie was 'n Blowball ondersteuner. Nou ons het nie Mnet en goedes gehad nie, maar ek was mal oor rugby. En ek moes elke oggend in die vroeg speel die spanne moes nou obviously oor see en sy was 'n Blowball. En ek was nou natuurlik jong, so dan het ek omgegaan vroeg in die oggend 6:00 gaan klop ek by haar. En toe vra sy my die een keer vir wie ondersteun jy? En nou my maale almal in die huis is Westelike provinsie mense. Ja. En ek sê toe vir niemand nie, want ek dink toe net as sê ek nou wie gaan sy my uitsit. Ja. En ek sê dit vir niemand en sy sê van vandag af wat jy 'n Blowball nie. Ek sê ja tannie, dis 'n Blowball. En so het ek maar gekyk en dit is hoe ek actually vir die Bulle elke naweek het ek die Bulle begin kyk. En nie eens meer vir WP gekyk nie. En dis hoe ek maar die liefde vir die Bulle gekry het. En ek dink in 2007 wat hulle die eerste Super Rugby wen, 2009 en 2010 natuurlik. Was ek deel van kon ek mos nog beter verstaander aangaan en dit is my span toe gewees wat ek natuurlik ondersteun het. En by al my vriende was actually Westelike provinsie Stormers mense. So dit was 'n bietjie moeilik geweest. Naweek as ons die game kyk, ek dink is 2010 wat hulle in Soweto die final speel. Dus ek al Blowball teen al my WP Stormers mense. Maar en dit was lekker tye geweest, verstaan, want hulle kon ook nooit verstaan hoe jy 'n Blowball nie, maar jy bly die Kaap nie. Verstaan, as jy iets van raaier en dit is maar hoe het begin het vir my om 'n Blowball te skree. Yes, like so sal jy sê dat die kontrak by die Bulle vir jou 'n droom word waar oomblik is? Ja, Johan, beslis. Ek dink actually coach Pieter het dit actually vir my genoem. Nou toe ek terugkom van my lening af. Sê vir my actually weet jy ek sal nooit vir iemand dit noem nie, maar ek dink is actually vir jou 'n beter besluit om Pretoria toe te gaan. Nee, hy sê nie Pretoria toe omdat hy sê Bulle toe nie. Hy sê net vir my wat hy my actually wil sê is
ek dink is beter vir my om weg van die huis af te wees as wat ek naby die huis speel, man. Verstaan, want hy sê 'n mens verloor gou fokus wanneer jy te na aan jou mense is en te na aan familie en vriende en al die goedes is. Dan weet jy raak 'n bietjie laks in wat jy doen. Want hy sê vir my toe jy hier in Kimberley gekom het en jy het hier gespeel 2024 in die SA beker, toe ek jou nie kiesie, het jy nooit gekerm en gekla nie. Jy het altyd vir jouself vir my kom sê dat as fine coach, ek weet net harder. As ek jou net die week gekies het, sê dit net as fine coach, ek weet net elke dag 'n bietjie harder. En hy sê daai het hom later laat besef, like ek moet die klong eventually 'n kans gee om te kan speel. En hy sê het lank gevat vir my om 'n kans te kry. Ek sê in die 4de Currie-beker game weer 'n kans gekry om te kan speel. Maar toe ek my kans kry, natuurlik het dinge vir my net gegaan met 'n kurwe van opwaarts heeltyd, want ek dink ek het 7 games in die Currie-beker gespeel, ek het 10 games vir die jaar gespeel vir Griquas en ek het speler van die jaar gekry in 2024. En dit is wat hy actually bedoel het met wat hy sê, dat is beter om vir my om weg van die huis af my ding te doen, en hy weet ek gaan meer gefokus wees en ek gaan alles insit om 'n sukses te maak soos ek dit hier gedoen het. Verstaan, en ek dink dit is nogals wyse woorde van hom af om dit vir my te kan sê, en het was 'n bietjie moeilik, want ek het toe natuurlik gesit met die offer van die Stormers gewees, en natuurlik toe die Bulle se offer kom. En vir my was dit net like, jy weet jy altyd wat jy, en soos ek nou het ek vroeër gesê, ek het met die Sevens kontrak gesit en met die Kimberley kontrak gesit van Griquas. Het ek weer gaan sit en net op my knieë gegaan en vir die Here gevra, jy sê, jy het dan nou vir my hier die geleentheid gegee, nou hoekom stuur jy nou dat jy op my pad? En elke keer, dis kom ek sê, my lewe voel ek is 'n testimony, en dis kom ek hou van om dit te deel saam met mense buite, as omdat God toets jou om te kyk of jy tevrede is met die bietjie wat hy vir jou gee. Maar as jy tevrede is met die bietjie, wanneer hy vir jou die baie gee, dan waardeer jy actually meer, verstaan? En ek dink dit is een ding wat ek altyd in my lewe sal sê, is dat ek waardeer die klein goedjies in die lewe baie. Want ek dink as jy van niks afkom en jy weet wat dit is om niks te hê en jy kry eventually 'n bietjie, dan waardeer jy 'n bietjie wat jy het. En wanneer jy nog 'n bietjie meer kry, dan waardeer jy daai bietjie nog meer as wat jy die klein bietjie waardeer het, verstaan jy? En ek dink die lewe hier buite is te rof, en jy weet natuurlik waar jy nou is, maar jy weet nie waar jy môre is nie. So jy moet elke geleentheid van wat jy het om te kan doen waarvoor jy lief is, en die talent wat God vir jou gegee het om dit uit te kan leef, met dit tot uitleef tot die volle van jou potensiaal, verstaan jy? En ek sê altyd, in elke wedstryd wat ek ook altyd sal speel, sal ek altyd sê, die Here moet my net guide, so alles wat ek op die veld doen, laat die mense wat vir my kyk, kan sien is, ek doen wat ek doen ek om vir hom te verheerlik op 'n van die dag, verstaan jy? En dis baie, ek dink baie van ons mense vat dinge so net gemaklik op, man, dat dinge moet net wees soos dit is. Dit moet net so wees, ek moet net daar wees, of ek moet net daar wees. Verstaan, maar as iets baie dieper, en wat vir jou guide in jou lewe, en wat jy nie eens van bewus is nie. Verstaan, so, ek dink, op die regte tyd het die ding vir my, het die regte ding vir my gekom, kontrak vir my gekom, en ja, ek is excited om vir wat voor lê natuurlik op beloftes en in Pretoria, en is 'n nuwe uitdaging vir my waarna ek baie uitsien. En ja, eventually wanneer ek daar kom, sal ek natuurlik wys hoekom ek daar moet wees. En ja, maar soos ek gesê het ook voorheen, ek fokus op die doel op hand nou, en dit is om die Currie-beker saam met Griquas vir die 2de jaar agtereenvolgens te verower. Ja, jy word vanjaar 30. Ons sien spelers soos Makazola Mapimpi wat op 35 nog op die hoogste vlak speel. Voel jy jou beste rugby lê nog voor? Kyk, Johan, ek sê altyd, ek is 'n late bloomer, verstaan jy? Ek sê, ek maak altyd so 'n bietjie grap saam met die manne, as ek vir hulle, die nokke wat hulle so op skool gekry het, en op krywenweke, ek het hy nokke gekry nie. So my nokke kom agterna, so ek kan nog baie langer as julle rugby speel, verstaan jy? En ja, dit is een van die dinge, ek dink, soos ek gesê het, die droom is nou regtig op besig om in 'n realiteit te verander. En ek sal nooit ophou droom nie. Ek dink dit is een van my volgende doelwitte wat ek wil bereik, is om natuurlik my land te kan verteenwoordig, as ek 'n geleentheid kry, en as dit deel van God se plan is vir my lewe, verstaan jy? En ek sê altyd, ek kan doen wat ek
ek kan doen wat ek moet doen om dit te kan achieve. En die ander gedeelte is natuurlik waar ek vir God vertrou vir sy doel met my lewe. En ja, wie weet, dalk volgende jaar, né? Ja, ek wou nou net vir jou gevra het, wat is jou doelwit vir die volgende 2 jaar? Want met die Wêreldbeker natuurlik volgende jaar is die tyd baie min, maar jy het nou al gewys mens kan baie doen in min tyd, né? Ja, Johan, kyk, ek sê altyd, sy is hier op die verkeerde plekkie, man. Verstaan jy? En dis wat ek fight baie met myself, actually. Sê ek, dinge, en iemand het actually nou die dag van my genoem, so vaag weg, toe sê hulle, joh, sy was die hele tyd net daar, en toe kry sy 'n ding, en nou loop het so. En ek sê dat, ek het actually so aan gedinkie, want ek sê, vir my gaan dit nie oor wat happen nie, vir my is dit net, ek wil elke week beter wees, as wat ek die vorige week gewees het, verstaan jy? En ek dink, as 'n mens 'n 2 jaar plan vir jouself uitsit, is dit vir my om natuurlik, om die Currie-Beeker hierdie jaar nog te wen, om saam met die Bulle sukses te gaan behaal in die URC, en in die Championship, aan ons geleenthede om dit te kan doen, om die URC vir die eerste keer te wen ook, sal ook vir my 'n groot doel wees, 'n dealbreaker wees, en 'n groot, ja, het sal iets gemesse vir my ook wees, verstaan jy, want, kyk, ek het nog altyd gesê, as ek die URC moet wen, dan het ek actually al die bekers nou vir overal, verstaan jy, want ek het nou al 'n First Division gewen, 'n Currie-Beeker gewen, 'n SA-Beeker gewen, en as ek die URC wen, dan is dit soos like, 'n massive gewees, hè. Maar ek sê altyd, like, God weet hoekom dinge in die lewe gebeur, verstaan jy, soos dit moet gebeur, en wie weet, dalk volgende jaar as God spaar, en my naam word genoem, Coach Rassie kies my, sê my Dylan kom, dan is dit maar alles waarvoor jy jou harde werk sal op eventually eers beloon word, glo ek, verstaan, so wat jy insit sal jy altyd uitkry. Ja, en is nie natuurlik net noodwendig dat jy moet in die Wêreldbeker speel nie, jy weet, daar is natuurlik nog jare daarna en dit sal net so spesiaal wees soos volgende jaar se Wêreldbeker as jy daai try vir die eerste keer oor jou kop trek. Wat sal dit vir jou beteken om daai groen en goud oor jou kop te trek? Johan, ek is iemand wat so sal dink om nou te kan sê, nee, ek dink, wanneer vir jouself in hy moment moet kry, waar jy actually die jersey oor jou kop trek, wat jy nou sê en wat jy dit sal sê, sal twee verskillende goed wees, verstaan jy? So ek is iemand wat gaan praat oor wat sal dit vir my wees, ek sal vir op die oomblik, wanneer ek het oor my kop trek, sal ek vir jou sê, dis hoe ek gevoel het op die oomblik, verstaan? Want ek kan vir jou sê, soos ek die eerste keer die Stormers jersey oor my kop trek, verstaan, dat is soos 'n gevoel wat jy vir jouself letterlik, as jy die jersey aantrek en jy kyk die jersey so voor jy het aantrek en jy kyk dit so en jy sê vir jouself, joh, wie het almal in hierdie jersey gespeel al, verstaan? En jy begin kry daai wat, joh, excellent, hy soek nou in die bootjie in. En jy moet die jersey in 'n beter plek vir iemand anders los wat dit na jou moet kon aantrek. Maar terwyl jy die kans het om die jersey aan te kan trek, wat se legacy kan jy vir jouself skep in hierdie jersey in? En dit is my doel wat ek altyd doen is, ek sê altyd, as ek 'n geleentheid kry om myself om iets te doen, weet ek wat dit ver vir my om my beste te kan gee, wanneer ek 'n geleentheid kry. Want ek is hier net om deel te neem, ek is hier om oor te wil vat, verstaan jy, en alles wat ek doen. En ek wil die beste wees in alles wat ek doen, en ek wil die beste persoon wees in my posisie, verstaan jy, en dan, ek dink, om rugby te kan speel, om jou droom te kan leef, is nie vir almal buite nie. Maar jy het dit, as jy die geleentheid het om dit te kan doen, moet jy ten volle die potensiaal wat jy het, om dit te kan bereik, moet jy dit doen, en leef in die passie in, en leef jouself voluit in die passie in, tot wanneer jy die dag, wanneer jy dit meer kan doen, jy sê vir jouself, I gave it my all, verstaan? So ja, dit is wat ek. Beste stadion waarin jy al gespeel het? Ja, ek moet nogal sê, is nogal 'n paar, maar nee, Cape Town Stadium, beslis, die HCL. Moeilikste opponent wat jy al teen gespeel het? Nogal 'n paar gehad, maar ek dink hy vleuel, ek ken nou nie wat sy naam in van nie, maar ek dink hy vleuel van Hallekoens, hulle het my actually gevra, dat ons teen Hallekoens gespeel het, ek dink is Moye of something, ek is nou nie seker nie. Ja, ek kan nou nie op die naam kom nie. Ek ken gewoonlik die name baie goed, maar ek sal definitief daardie tyd gaan kyk wie dit was. Jy sê die vleuel van Hallekoens, 11 of 14?
Die 11. Alright, ek gaan loer vir jou. Vinnigste spanmaat teen wie jy al saam mee gespeel het? Cameron Hofke. Griekwas. Almal sê Cameron Hofke. Hy moet natuurlik baie vinnig wees. Hy het gesê hy het die 100 meter in 10.3 gedoen dink ek. Ja, onder. Ja nee. Beste afrigter onder wie jy al gespeel het? Ek moet twee gee. Ek moet sê coach Franzel en coach Pieter. Al twee. Goeie antwoord. Beste kaptein onder wie jy al gespeel het? Ek moet dit nou ongelukkig moet ek dit aan my vriend gee, Tello Maas, Boland. Ja. Dan wie is die grootste grapmaker in die Griekwas groep? Bobby Alexander. Ek het amper gedink jy gaan ook sê Damian Marcus. Allemaal twee actually. Wie praat die meeste in julle kamp? Ja. As 'n paar. Ek is ook een van hulle. Right, waarvan hou jy die meeste, braai of pizza? Braai. Right, koffie of tee? Chamomile tea. Strand of Bosveld? Nee, strand. Is jy 'n oggend of 'n aandmens? 'n Heeldag mens. Heeldag mens. Heeldag mens. Jou gunsteling rugby speler? Cheslin Colby. Gunsteling sport buite rugby? Cricket. En as jy nie rugby gespeel het nie, wat sou jy gedoen het? Ja, ek het geweet jy gaan my hierdie enetjie vra nie. As ek nie rugby kon gespeel het, so dink ek sou nogals onderwyser wil wees. Want ek hou van kinders en met kinders werk. Yes, like ek sê nou dit sou nou die laaste ding gewees het wat ek gedink jy sou gekies het, want al my vriende wat onderwysers is, wil net weg, jy weet, hulle sê die kinders van vandag is net te veel vir hulle. So ja, baie interessant. Dan Dylan, ek wil afsluit met een laaste vraagie vir jou. As ons presies oor 1 jaar weer hier sit vir nog 'n onderhoud, watter 3 dinge hoop jy het intussen gebeur vir Dylan Maart as rugby speler en as mens? Ja, ek dink top 3 aan my lys sal natuurlik wees dat ek as ons weer die gesprek gaan hê dat ek die Currie beker verower het, die ORC gewen het en natuurlik die Springbok jersey oor my kop getrek het. So dit is die top 3 dinge wat op my wishlist is vir die jaar wat voorlê. En wie weet, wanneer ons oor 'n jaar sit, kan ons sê, maar ons het al 3 dit getik. Want ek dink, soos ek sê, as jy weet waar jy op pad is en jy weet wat jy insit om te kan achieve wat jy wil achieve, en met God aan jou kant, weet ek dat dat alles moontlik is, verstaan jy? En ek glo dat waar ek op pad is en wat vir my voorlê baie voorspoedig gaan wees. En dat ek my drome nog, wat ek nou het en waar ek nou is, dat dit net 'n stepping stone is waar ek nog op pad is. Ja, Dylan, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit ongelooflik baie dat jy saam met ons kom gesels het. En ek wens jou alle voorspoed toe vir jou laaste seisoen by die Griekwas. Mag julle die Currie beker weer wen. En dan ook natuurlik vir die nuwe hoofstuk wat jy by die Bulle wag. Ons sien uit om jou loopbaan met groot belangstelling te volg. So weer eens baie dankie dat jy by ons kom kuier het en baie dankie aan almal wat ingeluister het en saam geluister het na hierdie onderhoud. Tot volgende keer, te groet ek eers van my kant af. Dylan, weer eens baie dankie. Dis Johan, mooi aan.